Goeiedag en baie welkom by ons oordenking. Dis vir my 'n voorreg om saam met jou vandag bietjie te kuier. My naam is Gys Vermeulen. Ek is die kampusprediker van ons Oosrand Lewensentrum gemeente en hierdie week kuier ek so bietjie saam met jou rondom die geheime van die koninkryk en dan spesifiek hierdie week hoe om die koninkryk van God te soek. Jesus nooi ons uit in Matteus 6 om onsself nie te bekommer oor die dag van môre nie, maar om sy koninkryk te soek met alles in ons. En onsself nie te bekommer oor 'n klomp uiterlike goed, soos wat gaan ek eet, wat gaan ek aantrek, my lewe, my finansies, hierdie goeders nie, maar ons lewens in sy hande te sit. Nou vandag gaan ons verder, ons lees daar in Matteus 6 vers 31 tot 32 die volgende. Jesus sê, julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nou, baie interessant, as ons kyk na hierdie gedeelte, ek dink, daar's 'n groot verskil in die vraag wat ons vra, as jy kyk na gelowiges en ongelowiges. Die vraag wat ongelowiges vra, is baie anders as die vraag wat gelowiges vra. Jy sien, ongelowiges, mense wat nie in 'n verhouding met die Here staan nie, wat hom nie ken nie, wat nie volgelinge van Jesus is nie, hulle vra die hele tyd hierdie vraag, wat gaan ons eet, wat gaan ons aantrek? Met ander woorde, ek moet werk, ek moet harder werk, ek moet slimmer werk, ek moet voorsien, want ek is verantwoordelik vir my lewe. En ek moet seker maak, ek het genoeg, ek moet seker maak, my vrou en my kinders het genoeg. En daarom moet ek hard werk, en ek moet meer werk, en ek moet meer insit in my tyd, in my week. Nou ons wat in 'n verhouding met die Here staan, vra hierdie vraag heeltemal anders. Ek dink ons as gelowiges, as Jesus volgelinge, moet net so hard werk, en ons moet slim werk. Ons is nie lui mense nie, maar hier's die verskil. Ons weet wie is ons bron. Ons weet wie voorsien eintlik vir ons elke dag in ons daaglikse behoeftes. Ons weet die Here neem verantwoordelikheid vir ons lewe en daarom werk ons hard en ons werk slim en ons bring ons kant, maar ons is nie bekommerd nie, want ons weet die Here is die een wat vir ons sorg en hy sorg elke dag vir ons. So kom ons sê vandag vir die Here dankie vir sy voorsiening en vir die feit dat ons 'n Vader in die hemel het wat vir ons sorg. En ons weet vandag, hy is ons bron. Hy is die een wat voorsien. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons bron is. Dankie dat U die een is wat vir ons elke dag voorsien. U het vir ons gawes gegee, ons vermoëns gegee. En Here, dankie dat ons dit kan gebruik terwyl ons soek na U koninkryk. Ons sê vir U dankie daarvoor. Here, ons erken U as ons bron in Jesus naam. Amen. Baie dankie, mag jy 'n wonderlike dag verder hê. Ons sien mekaar weer môre. Dankie.